net so in jou hart net die woorde weer klink. Weet ek dat die Heilige Gees nou met my praat en hy bring soveel skrifte op wat sê, as jy 'n visie het, dan moet jy dit in die muur skryf. Dit kom van God af. In 'n oomblik as hy praat, dan moet jy reageer. En in hierdie oomblik weet ek dat die Here met jou praat en sê, hy is 'n wonderwerkende God. Hy doen miracles elke liewe oomblik. En as jy jou oë vanoggend en jou hart oopmaak om dit te kan erken en bewus daarvan wees, sal jy in hierdie tyd daardie wonders beleef. Waarvoor jy jou hart oopmaak, dit is wat jy sal kry, sê die Here. Moenie vanoggend hier met twyfel staan nie. Hy's 'n wonderwerkende God. Hy het jou besigheid vir jou begin. Dis sy wysheid. Hy kan dit in 'n oomblik, kan hy dit wegruk, die mat onder jou uitruk. Dis sy wysheid. Dis sy goedheid, dis sy godheid. Dis sy insig. En as jy hom nou kan vra, dat jy inskakel by hom, wat alle wysheid het, sal hy jou lei, sal hy jou insig gee en jou onderrig aangaande die weg wat jy moet gaan, vir hierdie dag, vir hierdie week, en vir die strategie wat jy ook al moet bepaal, waar jy ook al is. Wees nou een met hom. Jy het tot bekering gekom, jy is een met hom. Moenie laat die duiwel jou nou mislei, deurdat jy nou wil regmaak, ophou rook, ophou drink en ophou vloek nie. Die Here sê, jy is reg, jy het my aangeneem, jy is myne. Jy is geregverdig deur die bloed van Jesus Christus. En dat dit jou nie moet weerhou om met my te kan praat nie, want ek het jou lief. En ons sal met jou sonde, sal ons uitwerk deur die pad wat ons saam stap. Maar vir nou, moenie die eenheid breek deur te glo die misleiding van die duiwel nie. Dat jy nie met hom kan connect nie kan kontak nie kan praat nie. Omdat jy vuil voel en ver voel. Jy is nou by die tafel, hy nooi jou en jy sit by hom. Jy hoef nie verleë of skaam te wees nie. Jy hoor daar. Dis jou plek. Dis jou identiteit. Raak gemaklik. Jy het 'n stoel. Jy het 'n plek in die heiligheid van heiligheid. Moet dit nooit vergeet nie. Moet dit nie uitskuif nie. Dit gaan jou lewe bepaal. Dit gaan jou lewe rig. Dit gaan jou lewe vervul. Ek het 'n plek. Ek het 'n plek. Wil jy dit nie net so 'n bietjie hardop sê vir jouself? Ek het 'n plek. Ek neem daardie plek in. Dit is my identiteit in Christus. Dis wie ek is. En dat die duiwel nou sal wyk van hierdie waarheid, sal terugstaan, sodat ek dit kan vervul in my lewe. Bid dit nou vir elkeen hier in Jesus naam. In Jesus naam. Amen en amen en amen. Liewe gemeente, vir 'n oomblik net jou sitplek neem. Ek wil vanoggend met jou praat oor 'n besonderse boek in die Bybel. Dit is so 'n boek in die Bybel wat ek jou eintlik 'n video van wou maak hierdie week en sê gaan bestudeer dit, dat jy voorberei kan kom. Maar ek het so intens betrokke geraak, ek vergeet om die video te maak. En dit is die boek Nehemia en ek gaan vir jou 'n kort oorsig, want ons kan uiteindelik die hele jaar daaroor praat. Die muur van Nehemia in Jerusalem is gebreek, hy's afgebrand deur die ballingskap van die Persiese ballinge. En hierdie muur, net so by the way, as ek jou aandag kan vestig daarop, hierdie muur was plus minus 5 kilometer lank in omtrek.
Hy was tussen 8 en 10 meter hoog en plus minus 3 meter breed. As dit die gewone bouers sou vat om hierdie muur te sou herstel, sou dit hulle tussen 10 en 20 jaar gevat het om hierdie muur te bou. As gevolg van God en die insig en die wysheid wat hy vir die mensdom gegee het, bou hulle daardie muur binne 52 dae. Wat die bouers, professionele mense, 15 jaar saam ingebou het, as hulle dag en nag sou gebou het, professionele mense. Maar as God in 'n saak is, dan sê hy, hoorie, ons bou hierdie muur binne 52 dae. Dis waaroor hierdie boek gaan, die boek Nehemia. Die boek Nehemia is 'n verhaal oor God wat nie net mure herbou nie, maar ook 'n volk herstel, gemoedsrus, identiteit en menswaardigheid teruggee. Dit gaan oor een man wat 'n onrustigheid in sy wese ervaar. Ons noem dit heilige onrustigheid, ons noem dit holy contentment, ons noem dit nood, ons noem dit ontferming, ons noem dit compassion. Dis wat ons dit noem, deur een man wat 'n heilige onrustigheid ervaar het, en die grap is, hy het nie eers in Jerusalem gebly nie, maar sy hart breek oor wat in Jerusalem aangaan. Ons lees van Nehemia, en ek wil hê jy moet dit hoor, want dit is jy, dit kan jy wees, dis waartoe God ons almal roep, dat hierdie man Nehemia bid voordat hy bou. Hierdie man Nehemia, hy luister voordat hy praat. Hy beweeg nie voordat God nie sê hy moet beweeg nie. En dan maak hy hierdie merkwaardige, bonatuurlike golf wat veroorsaak word in 'n volk wat almal saam begin eensstemmig raak oor 'n visie en 'n doel. Dat dit is nie dat daar nie teenstand is nie, maar dat daar geweldige teestand is, maar die teestand is eintlik 'n bevestiging van waarmee God besig is. Moenie dink omdat jy teenstand beleef dat God is nie in die saak nie. Partykeer is dit juis die bewys jy's besig met die regte ding wanneer daar teestand is. En dan gaan ons aan met die storie dat hierdie muur word volkome voltooi deur gewone mense. Gewone mense. Gewone mense wat die skrif sê, het verantwoordelikheid gevat vir dit wat voor hulle huis is. Die skrif sê, hulle het verantwoordelikheid gevat wat langs hulle huis is. Elkeen van hulle het verantwoordelikheid gevat, en so het hierdie muur tot stand gekom in 52 dae. Dan praat Nehemia van herlewing, en nou nie in daai taal nie, maar ons almal is op soek na daardie soort herlewing, en dan som hy dit op vir ons, as jy die boek nou gaan lees, dit gaan eintlik net daaroor, as jy herlewing in jou lewe soek, as jy gebreekte mure in jou lewe het, wat voel, dit kan nie herstel nie, klippe wat verbrand is, en dit lê op pynhope. Kyk, daai muur was nie net 5 kilometer lank nie, maar hy het ook 10 poorte gehad, 10 hekke gehad. En daardie hekke, ek het nie tyd om met jou daaroor te praat, maar elkeen van daai hek het iets verteenwoordig in vandag se samelewing. Dit was natuurlik die vispoort, daar waar al die kos na toe gebring word, die markplein, waar sê dis die poort van evangelisasie, waar hulle evangelisasie, 'n plek van bediening, dit klink so skerp, nê? Dan was daar 'n poort gewees wat hulle genoem het die ou poort. Nie ou poort nie, ou poort. Ou poort wat letterlik gestaan het vir die fondamente is gelê deur die vorige geslagte, en ons gaan hier opbou. Hulle het daar by mekaar gekom. Dan was daar die skaappoort gewees waar hulle gesê het al die kos na toe gebring word, waar al die opofferings gemaak, al die offers gemaak word, 'n plek van aanbidding en voorbidding. Dit klink so skerp. Dit klink soos sekere bediening. Al daai poorte is afgebrand. En so by the way, daar was ook 'n poort gewees met die naam van Mispoort. In die Engels verduidelik dit Dunggate. 'n plek van, verootmoediging, en wat jy moet eintlik kom vra vir vergifnis en los jou nonsens daar en beweeg aan. Maar hierdie mure is so vernietig dat dit op 'n stadium geraak het dat die vispoort en die mispoort het een geraak.
Was jy al in sulke lande gewees wat jy hoor jy's bang om die kos te eet want die sakke vuil is en die vuil goed is so langs die restaurant. So wat gebeur het in hierdie situasie dat alles is 'n gemors. Alles is 'n gemors. Gemoedstoestande is af. Mense raak siek. Hulle gaan dood. As ons in konteks hierna kyk en hier staan Nehemia op. En hy vra gewone mense. Hy's nie eens in die dorp nie, hy's nie in die stad nie. Hy bly in ballingskap. Volgens die skrifte is hy weggevoer toe hy nog baie jonk was, of hy's gebore in ballingskap. Ons kan dit nie bewys nie, maar hy was baie jonk gewees. En God doen nog elke keer, as ek daaraan dink, dan dink ek, dis elke keer hoe hy die koninkryk bou, dis hoe hy kerk bou, deur gewone mense, wat begin verantwoordelikheid vat, wat reg voor jou huis is, wat langs jou huis is. Dis wat herlewing gaan bring. Dis wat herlewing gaan bring as ons weg gaan beweeg van, ek is nie meer 'n toeskouer nie, ek is nie 'n verbruiker nie, ek raak 'n diensknegt. 'n Diensknegt, wat bedoelende, ek gebruik letterlik hierdie vraag wat sê, ek vra nie wat is daarin vir my nie, ek begin vra en sê, hoe kan ek help? Dis 'n diensknegt mentaliteit. As dit God se werk is, dan is dit my werk. Diensknegt mentaliteit. Dien ten spyte van jou tyd, diens ten spyte van jou geld, diensknegt mentaliteit. Dis hoe God nog altyd sy koninkryk gebou het. En in hierdie boek Nehemia sien ons dat, dis nie net 'n storie oor mure nie, is waar letterlik, as ek dit so kan stel, mense se harte verenig word. Mense se beweging is verenig. Hulle bou saam, hulle dink saam, hulle bid saam. Hulle hou saam kerk. Daar's 'n tipe eenheid wat hierdie boek van praat, wat ons as gemeente na smag, wat die wêreld na smag. Waar kom dit vandaan? Mense, jy kan daai Nehemia wees. En ek wil jou vanoggend oproep, ek jou net gou vinnige verwysing gee, en toe ek hierdie woorde hoor, die poorte van Jerusalem is afgebreek, wat hy sê, jy kan dit nou gaan oplees, en die poorte is verbrand met vuur. Toe ek hierdie woorde hoor, sê Nehemia, maar ek het geween, en ek het dae lank getreur, ek het gesit en ek gevas, en ek het gebid voor die aangesig van God, van die hemel, as die ander, nag en dag het hy gebid. Dan lees ons, waar kom hierdie goeders vandaan, en ek wil jou 'n beroep doen vanoggend, ek wil jou leer, ek wil jou wys, dit sal jy direk kan koppel met skrif, wat sê, Nehemia se bedieningsroeping het nie begin met 'n titel nie, dit het begin met 'n las. 'n Las, as ek dit miskien, ek gaan nou daaroor verduidelik, maar Nehemia was nie 'n bouer nie, hy was nie 'n leier nie, hy was nie 'n gesiene mens gewees nie, hy was 'n amptdraer, hy was 'n skinker by die amptdraer, by die koninklike paleis. Mense hoor net, hy het nie 'n saak gehad nie, hy hoef nie betrokke te geraak het nie, hy bly binne in die paleis, hy eet koningkos, hy bly ergens daar naby die paleis, hy eet lekker. Hy hoef hom nie te bekommer het oor die Jerusalem wat ver weg is nie. Maar toe hy dit hoor, toe breek daar iets in sy hart. En ek wil met jou praat daaroor, wat breek in jou hart deesdae as jy hierdie goeters hoor? Hy het gaan sit en ween, hy het gehuil. Jy sien, ons almal hoor partykeer dieselfde nuus, ons hoor dieselfde feite, ons hoor dieselfde waarheid, maar net Nehemia se hart het gebreek. Wat doen dit aan jou as jy by 'n kerk instap en jy hoor daar word nie gebid nie? Breek dit nie jou hart nie? Wat doen dit aan jou as jy by 'n kerk instap en jy hoor, die man, hierdie aanbidding is dan maar pateties, jy weet, en of oor hierdie prediker, hoor, jy weet nie waarvan hy praat nie, hy is dan maar boring. Breek dit nie jou hart nie? Wat breek nog jou hart in hierdie tyd waarin ons lewe? Jy sien, Nehemia, hy voel iets. En dan dink hy daaraan, en terwyl hy daaraan dink, dan raak hy so emosioneel daaroor, dan begin hy te huil. En dan vat hy die huil om na, ek moet bid nie, ek moet vas, ek moet nag en dag, hierdie ding pla my so. Ek het al in die begin van die jaar in hierdie gemeente, dan praat ek hiervan, is net ander woorde. Here plaas 'n las op jou. Dis nie daai las van Matteus 11:28, hoor jy, hy wil die las lig maak en die juk
Dis nie daai tipe, dis 'n ander soort las. Hierdie las noem ons letterlik, dis 'n erns. Dis 'n tipe nood. Dis 'n tipe, kan ek dit noem, 'n heilige ontevredenheid. 'n holy discontentment. Iets pla jou in jou binneste, laat Nehemia na God toe gaan en sê, u moet iets doen hieromtrent. Dan sê God, ek gaan iets doen hieromtrent en ek gaan jou gebruik. Jy sien, dis waar bediening begin. Nehemia gaan nie omdat hy geskik gelyk het nie, maar Nehemia gaan omdat hy nie meer kon wegkyk nie. 'n Titel gaan jou letterlik 'n posisie gee, maar 'n las gaan jou 'n bediening gee. 'n innerlike nood. Jy weet daai gevoel wat jy kry, en ek wil menslik met jou praat, hulle praat van as jou darmes begin knoopie in die binnekant, jy voel iets is nie reg nie. Op Dinsdagoggende ry ek amper sy skool toe, maar nou nie meer nie, ek ry kerk toe, Dinsdagoggend, en dan sal jong kindertjies wat assakke uitpak, van die dag se assakke, dan soek hulle kos, dan voel ek in my binnekant, dit kan nie so wees nie. Dis 'n heilige discontentment, dis 'n ontferming, ons noem dit compassion, en as jy nie saam met dit kan lewe, mis jy jou, baie mense wonder en sê, Jesus, as ek, moet ek dit nou mooi regom, as ek tot bekering kom, dan gaan ek 'n roeping hê, dan gaan ek iets begin voel. Dit werk nie so om nie. As jy iets begin voel, dan het jy 'n bediening. Dis waar die Moeder Teresa's vandaan kom. Weet jy dat Moeder Teresa in die strate afgestap en gesê, dit kan nie so aangaan nie. Dat mense doodgaan langs assakke en vuilgoed en rotte, dit kan nie so aangaan. Holy discontentment. Florence Nightingale, 'n jong vroutjie wat 'n gewone mens was, wat haar pa was 'n tandarts, dink ek gewees. Sy bring 'n totale nuwe verandering in verpleegkunde in. Dat sy gesê het, hierdie hospitale is vuil, dit kan nie so, dit is oorbevolk. En sy begin 'n strategie daar te kry om te sê, en sy bring 'n verandering in verpleegkunde. Waar dit begin, kan nie so aangaan nie. Corrie ten Boom is 'n jong vrou wat tydens die konsentrasiekampe van die Jode weggesteek het, dat hulle nie doodgemaak word, want sy het gesê, as ek nie iets doen nie, gaan niemand niks doen nie. Holy discontentment, 'n heilige ontevredenheid. Baie mense hoor die feite, baie mense hoor die waarheid, maar Nehemia het die pyn gevoel. Baie mense bespreek dit, maar Nehemia het daaroor gehuil. En ek wil jou vra vanoggend, as ons kyk na Jesus se lewe, dan sê die skrif, he was moved with compassion. Nou moet ons dit saamvat van ons eie lewe hier en sê, what are you moved by? Wat breek jou hart? Want as niks jou hart breek nie, dan is jy 'n bywoner, jy's 'n verbruiker. Kan ek dit nou maar sê, jy vergelyk aan 'n parasiet. Suig die lewe uit almal uit, dat jy net kan lewe. En dan het jy net nog nodig, meer nodig. Dis nie wat die skrif van praat nie. Wat breek jou hart? Wat is jou las? Waar is jy ontferm? Moses, dan kyk hy en dan sê hy, ek kan dit nie meer vat, laat my volk onreg aangedoen, ek moet iets doen daaroor. Dan sê God, ek gaan jou gebruik. Dan kom
dan kom letterlik Jeremia, dan sê hy, my hart en my mond brand van die vuur van God. Ek moet gaan praat met die volk. Ek het hierdie heilige ontevredenheid in my, dat mense verlore gaan en hulle weet nie van God nie. Petrus, nadat hy tot bekering gekom het, dan sê hy, ek het hierdie gevoel in my, dat ek moet gaan bekeer, ek moet gaan. Jene mense, hierdie wêreld gaan jou verlam maak om niks meer te voel nie. Ons almal bly in die States nou mos, nê? Ek kan onthou as kind, hoeveel keer het mense in ons deur kom klop wanneer daar was toegang? Toe kry ons veiligheidshekke. Dan hoef jy die persoon nie meer in te nooi nie, ten minste bly buite, ek bly hierdie kant. Toe kry ons hekke, en toe sit ons hekke om. Is 'n goeie ding, maar is 'n slegte ding. Ons raak verwyderd van menswaardigheid en kerk en oplewing. Tweede punt net gou. Gebed kom voor aksie. Ek kan nie vir jou alles lees nie, maar waarmee leef jy? Het jy las? Bid jy? Want gebed lei altyd na 'n aksie toe. Hoor gou hierdie versie. Hy sê, ag Here, God van die hemel, groot en gedigte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat U liefhet en die gebooie onderhou, luister na die gebed van die knegt wat ek vandag voor U aangesig bid, nag en dag. Nehemia het nie dadelik gehardloop na Jerusalem toe nie. Die skrif sê hy het vir 4 maande was hy in gebed en vas en ween en trane en gebed en vas en trane vir 4 maande lank. Vir 4 maande lank gaan hierdie pyn nie weg nie. Hierdie pyn raak 'n doel in sy lewe. En hy begin daar te speur. Hierdie gebed begin 'n belyning te word, begin 'n prentjie te begin om voor te berei. Ek glo natuurlik daaraan, soos hierdie voorbidders vanoggend hier was. Jammer dat ek so direk met jou praat vanoggend, maar jy sal 'n dwaas wees. As jy in hierdie gemeente is en jy laat hierdie voorbidders nie weet, jy het 'n krisis of 'n toedeur waarvoor daar gebid moet word nie. Elke liewe ding wat ek deurgaan, ek het hulle Woensdag sê ek, hierdie groot ding wat voor die gemeente staan, bid hiervoor. Hulle bid genuine. Hulle sê die party daar stap hulle 12 hierdie uit. Hulle bid genuine, want gebed belyn jou, maak jou reg vir aksie. Waarvoor bid jy op die oomblik? Dink as hy Nehemia nie gebid het, dan was hy nie voorbereid nie. Hy kom maar voor die koning, en dan staan hy voor die koning, dalk bietjie te emosioneel, dalk bietjie te vinnig, dalk letterlik net onvoorbereid. Maar hierdie gebed lei hom, dat dit is 'n perfekte tydsberekening, in God se tyd, in God se manier. En dan hoor net hoe bid hy. Ek wil nie daarop uitbrei nie, want dit is 'n preek op sy eie. Maar hoor hoe bid hy. Ag Here, dan sê hy, die grootte en die gedigte God, dit is soveel rykdom wat ons daarin kry. Hoe bid ons deesdae? Jy sien, hy begin nie met sy probleem nie. Hy begin met wie God is. Hy maak God groot, want hoe groter jy God maak, hoe kleiner raak jou probleem. Jy sien, baie keer, as jou God klein raak, dan is dit letterlik, jou probleem raak al hoe groter. Maar as jou God al hoe groter en groter en groter voel, dan groei jou moed en jou hoop. Dan groei dit in jou. Begin daarmee, kyk daar nie. Kyk wat doen hy, groot en gedigte God. Dan kan jy verder lees, dan sê hy, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely, wat ons teen U gedoen het, dink tog, ek bely my sondes. Dis nie eers hy wat gesondig het nie, maar hy vat verantwoordelikheid. Dis nie julle nie, dis ons. Dis nie julle nie, dis nie ek nie, dis ons. Ek hoor hoe praat party mense, julle daar in Soteria gemeente, maar jy is nou al 3 jare lidmaat hierso. Julle, ek weet nie, julle moet nou by die venster uit. Dis ons. Dis ons. En as jy dit nie kan sê nie, dan voel jy hoort nog nie, maar dis ons. Ons vat verantwoordelikheid. Herlewing gaan begin wanneer ons ophou vingers wys en meer
op ons knieë buig. Is moeilik. Is 'n moeilike ding wat die Here ons vra. Maar as ons wil kerk wees, dan sê hy, dis die goeders, neem verantwoordelikheid. Die derde ding wat hy voorbid, dan bid hy skrif, dan sê hy, luister, gedink tog aan die woord wat u aan Moses die knegt beveel het, naamlik, as julle ontrou is, sal ek julle onder die volk verstrooi, maar as julle tot my bekeer, dan sal ek my gebooie onderhou, en ek sal dit doen, en alles, al was julle verjaagdes aan die einde van die hemel, dan sal ek hulle daarvandaan versamel, en hulle bring na die plek wat ek verkies het vir julle. Hy bid die skrif. Mense is net so tussenin, bid die skrif. Hy bid, hy herinner God aan die beloftes, nie dat God vergeet het nie, maar omdat geloof vashou aan wat God reeds gespreek het. Dis hoe hy bid. Hy maak die versoek, is spesifiek. Dis 'n gevaarlike gebed, want die koning kan hom doodmaak. Hy bid, dis nie vaag nie. Dis nie herhalend nie. Dis alles wat die Nuwe Testament ons leer. Dis nie passief nie. Hy vra spesifieke guns vir 'n spesifieke oomblik. Mense, ons moet leer om spesifiek te bid. Waarvoor bid jy? Vir 'n kar? Met 'n engine of sonder 'n engine? Waarvoor bid jy? Ek bid sommer maar net. Vra jouself 'n bietjie daai vraag, dan as hy toe voor die koning staan, dan is dit nie, dan vra die koning, wat begeer jy, Nehemia? Dan antwoord Nehemia hom duidelik, ek het 'n duidelike plan, ek het 'n duidelike uitgewerkte visie, ek het 'n duidelike tydlyn, ek het duidelike hulpbronne wat ek nodig het. Jesus, waar het vandaan gekom? Kyk, jy moet bewe as jy voor daai koning staan. Waar kom 4 maande se voorbereiding van gebed in die teenwoordigheid van God? Dan maak hy jou sterk, hy bring 'n vermoë binne in jou 4 maande se gebed, voordat hy oorgaan na 'n aksie waarin die Here hom roep. Jesus, hoe doen ons dit? Here, ek het nou die ding begin, ek hoop jy sal my help. En dan val die ding, dan sê, ja, God gee nie, ja mense, ons moet die goed, kom ons gaan terug Bybel toe. Party mense bid, dan vermy hulle gehoorsaamheid. Party mense is so besig, dan vermy hulle gebed. God vra beide, gebed en gehoorsaamheid. Gebed is altyd iets wat jou voorberei vir iets. As jy bid, en jy's 'n gereelde bidder, dan is hy eintlik besig om jou voor te berei vir aksie. Gebed sonder gehoorsaamheid is tradisie. Groot en gedigte, God, ek gee hom eer, ek bely my sondes, uiteindelik dan vra hy God, hier is die versoek, ekskuus, ag Here, gee tog u dienaar vandag voorspoed en laat hom guns vind by die koning. Duidelik. Mense, ek moet aangaan. Ek het sommer daar geskryf, toe een biddende persoon begin beweeg, het 'n hele stad begin herbou. Een persoon, mense, ek wil huil in my hart as ek hieraan dink. Hoe het ons dit nie al gemis? Dat een persoon hier sit, en ek gaan jou volgende week vertel van een persoon wat 3 weke terug hier in die kerk sit. Een persoon wat heilige ontevredenheid het. Ek brand om jou te vertel, maar kom volgende week, dan leer ek jou van deel 2. Ek gooi net hierdie punt in, as jy in besigheid is, jy moet die visie deel. Hy hoor wat sê nie, want daarop sê ek vir hulle, julle sien die nood waarin ons is. Hy praat nou met die volk, jy sien die poorte is verbrand. Kyk, ek spel dit vir julle uit. Dank die Here vir Chantel, maar ons het nie 'n drammer nie. As die mense wat selgroepleiers en sê, ek koop in, ek het nie tyd nie, maar ek weet die Here lê dit op my hart. Hoeveel heilige oomblikke het ons nie al gemis? Die brandende braambos. Daar's baie brandende braambosse daai tyd gewees. Daar's baie wat aan die brand geslaan het.
Maar God rig Moses se aandag en sê, hoekom brand hierdie bos nie uit nie? Hy hou aan brand. En Moses beweeg nuuskierig vorentoe en sê, ek wonder hoe, hy brand nie, en dis toe dat God met hom praat, maar is deur nuuskierigheid, dat hy vorentoe gekom het, betrokke en God begin praat het. Nou, wat as hy nie het nie, mis ons alles wat goddelik en heel is. Nehemia vra die volk om bou saam. Ek wens ek kan dit nou, ja, dan sê hy daarso, die muur, ons het 'n voorwerp van smaad geraak en 'n voorwerp van vernedering, dan sê ek vertel julle van die hand van God. Ek wil hê julle moet weet hoe God my voorberei het, en ek wil hê julle moet weet hoe ek met die koning gaan praat. Dit gaan julle moed gee, dit is 'n getuienis. Skep hoop en geloof vir hierdie visie wat ons het. Ons het 'n visie in hierdie gemeente, ons wil God sien werk in ons en deur ons. Maar party mense sien net God, ons sien God werk, maar hy werk nie in jou nie. Hy werk nie deur jou nie. Dit is nie hoe dit moet werk nie. Ja mense, en dit is waar ek wil uitkom. Elkeen het 'n gedeelte van die muur gebou. Ek kan die hele jaar hier oor Nehemia praat, maar elkeen het 'n gedeelte van die, as jy Nehemia 3 gaan deurlees, is die boringste hoofstuk in die hele Bybel seker. Want dan begin hy so, en El-Shabab, die hoofpriester het hom klaargemaak met sy broers, en naas hom het die manne van Jerigo gebou, en naas hom het die manne van Jerigo gebou, en daarna het Sakker, die seun van Imri gebou, en dan gaan hy so aan en sê, naas hulle, het hulle gebou, en dan gebruik hulle die woorde die hele tyd, dan sê hy, Jedaja het herstel oorkant sy huis, na hom het Benjamin herstel oorkant hulle huis, Nehemia 3, elkeen oorkant sy huis, herhaaldelik, as jy Nehemia gaan lees het, dan sê hy, langs sy huis of oorkant sy huis. Daar's 'n lys van name wat God geskryf het, wie's almal deel van die sukses van hierdie storie. Dan is daar gesinne en familie se name en handelaars en priesters se name en gewone mense se name ingeskryf. Ek wonder, die einde van die jaar, maar ek wonder net, so die einde van die jaar, as die Here 'n hoofstuk moet skryf van gewone mense in Soteria gemeente, wat deel was van iets amazings. Is jou naam daarin, en naas hom het hulle gebou, hy het gebou vir sy huis, hy het langs sy huis gebou. Doen wat jy kan doen. Hy visie skep so eienaarskap. Nehemia sê, dis waarmee God besig is om te doen. Wil jy nie deel wees daarvan nie? Elkeen het 'n stukkie muur gehad. Herlewing begin wanneer mense verantwoordelikheid vat vir wat reg voor jou is. Wat breek jou hart? Waar is gebreekte mure? By jou besigheid, in jou samelewing. Wat breek jou hart om jong mense, wat nou vanoggend hier verteenwoordig is, jong mense. Nee, ek kan nou nie vir hulle praat nie, maar hulle soekend na insig en wysheid op besigheid. Jene mense gaan my swakheid hier openbaar, jammer vir dat ek nou so stupid klink, maar dis almal ouer as 70 jaar se skuld dat ek nou hierdie stupid ding gaan sê. Iemand het my nou die dag eers gewys, as jy 'n verband het op jou huis, en jy sit net R300 kapitaal ekstra, wat doen dit aan jou rente? My pa het dit nooit vir my gewys nie. My bek het oopgegaan. Wat? Ek wens, ek kan hierdie vir elke jong mens wys. Dis 'n leemte, dit breek my. Hoe maak my jong mense dit in hierdie dorp, om 'n huis en verblyf en medies en pizza te koop? Kies, breek dit nie jou hart, jy kan ons nie iets doen nie. Jy's slim, jy's goed, ek weet nie. Breek dit jou nie. En so gaan ons deur die bediening hardloop, want ergens kan jy betrokke raak.
Niemand het die hele muur gebou nie. Elkeen het net die stukkie gebou. Ek's amper klaar, maar ek moet hierdie vir jou sê net. Teenstand beteken nie jy bou verniet nie. Teenstand beteken God is ook in hierdie saak. Hoor net gou hierso, Nehemia, toe Sanballat dit hoor, het hulle ons bespot en verag. Hulle het kwaad geword. Hulle het saam gesweer in Jerusalem om teen ons te kom veg en verwarring te bring. Wat het hierdie verwarring gebring? Gaan lees die boek Nehemia. Dis jou eie lewe hierdie. Ons almal bou aan iets. Maar as hierdie goeders kom van vrees, dan sê hierdie mense, man, julle is simpel. Julle bou met gebrande klippe. As 'n jakkals teen hierdie muur spring, gaan die muur omval. Dis wat hulle vir hulle sê. Ons gaan julle doodmaak, ons bring julle in verwarring. En dan, wat is die gevolg daarvan? Dan sê die skrif, die krag van hierdie lasdraers, die krag van hierdie bouers, met beswyk, sodat ons nie verder die muur kon bou nie. Dis wat met jou gebeur. As jy vir verkeerde mense luister. Maar dan kom Nehemia weer, dan sê hy, hulle wou ons bang maak. Ek hou so van daai woord. Hulle wou ons bang maak. Maar ek het gebid. Ek het laat bid. Ek het gebid. Ek het mense gevra om saam met ons te bid. As jy gaan kyk, hy het by agter elke muur het hy leiers aangestel wat hierdie werkers gemotiveer het die hele tyd. Ek het laat bid, maak my hande sterk, en ons het 'n wag teen hulle uitgesit dag en nag. Wie bid vir jou? Wie help jou? Wie help jy? Van die dag af het die helfte van die manne gewerk en die ander helfte het spiese gehou, elkeen met die hand gewerk en met 'n wapen vasgehou. Bedoelende, daai manne het soveel teenkante gehad. Die een, hy het gewerk met 'n troffel in sy hand en 'n spies in die ander hand. Dis wat die skrif sê. En dan gee ons op wanneer daar 'n bietjie teenstand kom. Dit het te moeilik geraak. Mense, ek nooi jou uit vanoggend. Ek kan nie vir jou sê hoe dit brand in my hart nie. Ons is sy maaksels. Ons is sy maaksels. Jy's geskep tot goeie werke. Jy's geskep om iets te doen. Dis wie ons is. Ons as gemeente doen 'n beroep op mekaar. Kom vir die volgende paar weke. Ons het nie al die antwoorde nie. Ons het nie al die bedieninge nie. Maar miskien kan jy help om iets te begin wat jou hart voorklop, maar kan ons jou ondersteun. In plaas van dat jy dink ons ondersteun maar die kerk met my tyd en my. Bring iets wat jou hart roer. Raak betrokke by iets wat jou hart in pyn los, wat jou dryf na gebed toe. Dit gaan lei na visie toe, dit gaan lei na eenheid toe. En dan gaan daar teenkanting wees, maar ons sal dit hanteer. Teenkanting is 'n great ding. Ons kry dit elke dag hier by die kerk. Dan werk die mic nie. Ons het hom donderdag getoets. Dan werk die babakamer se uitsending nie. Dan hoor jy soos die drummer siek. En dan hoor jy, ja, dit is die duiwel like nie wat ons doen nie. Die duiwel is nie teen idees nie. Die duiwel is teen gehoorsaamheid. Dis wie ons is. Ek gaan vra dat die mense wat ons nagmaal bedien. Dis die rede. Ons is gemaak tot goeie werke. World Hunger is 'n organisasie wat ek altyd verwys na, wat letterlik op hierdie stadium miljoene mense kos gee deur hierdie wêreld. Weet jy waar dit begin? 'n besigheidsman wat vir besigheid gevlieg het na 'n afgeleë dorp toe, waar daar, toe hy land, toe sien hy daar's 'n lang ry en 'n tafel.
En soos hy aangevlieg kom, sien hy maar die agterste kant van die ry, val daar van die mense om, want hy kan nie verstaan wat dit is nie. Toe hy land gaan kyk en hy loop agter, toe sien hy 'n klomp klein kindertjies wat in 'n ry staan, wat kos kry, maar die agterkinders het letterlik begin doodgaan van die honger. Hy het daar net besluit, dit kan nie so aangaan nie. Iets gebeur in sy hart, iets breek in sy hart. En hy dink as hy wegvlieg, sal hy dit vergeet, maar terwyl hy vlieg, kan hy nie ophou dink aan nie. Hy huil daaroor, hy sien die kindertjies se gesigte wat dood is van honger. Hy land by sy plek waar hy bly, en hy roep al sy besigheidsvriende, en hy vertel hulle 'n visie. Hy vertel hulle wat hy gesien het. Hulle is so aangegryp oor wat hulle hoor, dat hulle sê, kom ons gooi. Kom ons red lewens. En daai organisasie het so gegroei, jy kan gaan lees daaroor, is 'n wêreldwye organisasie wat miljoene mense kos gee op die oomblik. Een persoon wat gebreek het. 'n Nehemia, 'n Eliot, 'n linkshandige held, 'n Samar, wat met 'n stok die hele Israel red, omdat God by hom is. En as jy vanoggend hierdie nagmaal gebruik, beteken dit, ek erken God is by my. Ek erken hy saam met my. Here, kom praat met my. Ek wil luister. Ek wil dat hierdie gebed in my wat bruis, ek wil dieper luister, dat ek kan kom tot aksie, ek kan kom tot visie, ek kan kom tot eenheid in myself en met mense. Dis wat die nagmaal, hy het gesterf daarvoor, dat mense tot bekering, tot redding moet kom. Hy het gesterf dat jy tot vervulling sal lewe. As jy vanoggend hierdie broodjie eet, kou hom en dink, wat breek my? Want hy het gebreek vir my. Weet jy dat Jesus het hierdie compassion vir jou gehad, dis hoekom hy hierdie besluit gemaak het. Hy het gebreek vir jou. Nou vra hy, wil jy nie ook breek vir iets nie? Kom ons deel die nagmaal uit en op jou eie tyd. Dink mooi oor die boodskap vanoggend. Niemand is in veroordeling nie. Niemand sit hier en voel skuldig nie. Dis 'n nuwe jaar. Dis 'n nuwe plek. Dis 'n nuwe wind wat waai. Nie ek kan dit alleen doen nie. Die kerk kan dit nie alleen doen nie. En miskien hou jy ons terug. Miskien hou jy met die klem op die individu ons terug. Bloot net omdat jy bly sit. Bloot net omdat jy nie praat nie. Bloot net omdat jy jou gawes begrawe. Ons was bang en toe hou ons opwerk. Van vandag af vra ons hierdie voorbidders om vir almal in hierdie gemeente te bid, om nie bang te wees nie. Jy gaan dit voel hierdie week. Reageer. En ek gaan iets verskriklik sê vir jou, dat jy weet ons is eerlik hieroor. As dit iets is en dit het niks eers met hierdie gemeente uit te waai nie, doen dit. 'n Gemeente, jou roeping is al groter as die gemeente. Sê ons net daarvan, dan kan ons jou help. Op jou eie tyd. Luister na hierdie musiek wat net speel. As jy saam met iemand gekom het, bedien mekaar met nagmaal. Seën mekaar. Bid nou vir mekaar. Bid beteken ons maak voorbereiding vir dit wat die Here mee besig is. Jy hoef nie bang te wees dat hy jou Angola toe stuur nie, Ethiopië toe stuur nie. Ons is almal so bang, ek wil dit nie wees nie, ek wil nie gaan nie. Die Here ken jou. Dit wat voor jou huis is, dit wat langs jou huis is, dit kom so natuurlik. Dalk is dit die kind wat jy rondry elke dag.
om net die gesprek 'n bietjie dieper te maak. Weet jy dat jy daardie kind 'n Billy Graham kan maak? Weet jy dat hy daar in die kar God kan ontmoet, wat 'n wêreld kan verander? Doen net die stukkie wat voor jou is. Exactly how I feel, I can't begin to tell what your love has meant. I'm lost for words. Is there a way? Show the passion in my heart. Can I express how truly great I think you are, my dearest friend? Lord, this is my desire, to pour my love on you, like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I pour my love on you. If praise is like perfume, I lavish mine on you, till every drop is gone. I'll pour my love on you. I don't know how to say exactly how I feel. I can't begin. Tell you what your love has meant. I'm lost for words. Is there a way? Show the passion in my heart. Can I express how truly great I think you are, my dearest friend? Lord, this is my desire, to pour my love on you, like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I pour my love on you. If praise is like perfume, I lavish mine on you, till every drop is gone. I'll pour my love on you. Ons nooi jou uit, as jy gebed nodig het vanoggend. Die voorbidders wil vir jou bid. Die spanne wat ook professioneel opgelei is om vir jou te bid. Maar daar's 3 tafels daar agter vanoggend net oor hierdie 3 bedieninge. As jy kan bid of voel die Here, kom bid saam met ons. As jy die young adults op 'n manier kan help, soos Brigitte dit uitgespel het, of soos Ronel sê, ons het klank en tegnies. Ons het so behoefte, dit help dat kerk 'n beter plek is. Mag jy vanoggend gestuur wees, dat jy voor jou eie huis 'n verskil kan maak. Mag die God, die gedigte God, wat jou so lief het, wat gebreek het vir jou,
wat jou ag as bemin en kosbaar. Mag hy jou ook nou vul met die liefde en die compassion wat Jesus gehad het. Dat jy nie net sal werk nie, maar dat jy ook sal 'n roeping hê. Dat jy nie net sal opstaan en gaan slaap nie, maar dat jy sal voel, ek het doel. En dat die Heilige Gees jou sal lei op hierdie pad. Of dit binne die kerk of buite die kerk sal wees. Dat die Here jou sal lei tot 'n vervullende, besonderse lewe waar jy ander raak. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.